julle, welkom by The Why. Ek is Michaela True en dit is hier waar ons die why agter elke storie gaan ontdek. Vandag se gas ken almal as Cornel Hendrik se vrou. Maar sy is soveel meer as net dit. Sy het haar eie storie, haar eie geloofsreis en sy is haar eie mens. Baie welkom, Stef. Dit is my groot voorreg om jou vandag hier te hê. Hoe gaan dit saam met jou werklik vandag? Goeiedag Michaela, lekker om vir jou weer te sien. Ek wil net eerstens vir die Here dankie sê vir 'n genadekans en vir 'n nuwe dag wat hy vir my gegee het om te aanskou en sy naam ook groot te maak daardeur. En so vir my is dit ook 'n groot voorreg om hier te wees op jou Why Show en ek wil net vir jou sê, ek is trots op jou en sterkte met jou nuwe journey wat jy nou aanpak en you know your why and stick with it and go with it. Baie dankie, Stef. Ek dink ons elkeen het 'n storie. Baie min mense ken jou storie. So waar begin Stef se storie? Stef, waar het jy groot geword? Kan jy vir ons so 'n bietjie terugvat asseblief? Okay, Michaela, jy vat my nou baie ver terug. So ek is Stephanie Hendriks en ek sukkel nog soms om vir my hoe ek my moet voorstel, maar ek kan nog altyd sê met trots dat ek die vrou van oorlede Cornel Hendriks was en ja, nog is. Ek het groot geword in New Wellington in Boland en as ek nou meer spesifiek moet wees in Puiten. So ek is ook van die Puiten, ek is ook maar daarvan die Puiten. En ek en Cornel het actually so 3 strate van mekaar afgebly. En dit is maar groot memories wat diep wortels eintlik wat daar vir my ook lê. Nooit gedink ons sal actually so 'n mooi lewe saam doen nie, maar dit is alles die Here se plan en se wil vir 'n mens se lewe. Ek het ook eerste by St. Albans skool gegaan, graad 1. Ek kan nou nie meer die juffrou se naam onthou nie, so jammer. En graad 2 het ek toe Igorus toe gegaan en daar het ek toe my laerskool voltooi, bietjie netbal daar gespeel, eerste span gespeel, so ek het ook 'n bietjie sportgene in my. Ja. Ek dink jy baie weet dit nie. Ek het toe Huguenote toe gegaan vir my hoërskoolloopbaan en het ook daar toe voltooi. En ek dink jy bestaan het 8, so ek het A-span gespeel van sub B tot standaard 5. Great geweest, ek het dit geniet. Maar hoërskool is dit mos maar nou 'n bietjie anders. Jy sien nou 'n bietjie goedjies wat jy nou wil bietjie uitprobeer en jy voel bietjie nou okay, nee, ons gaan maar gou bietjie as jy nou C-span is, soos ek het nou opgegaan en toe ek nou C-span gespeel, standaard 8. Toe sê ek nee, wag, dit is nou nie meer vir my nie. Ek gaan maar nou iets anders kyk om te doen. Maar ja, dit het ek toe voltooi in 2006 en daarna het ek gesê ek weet nie wat ek met my lewe wil doen nie. Kan ek dalk gaan werk en my ouers was baie ondersteunend in dit gewees want ek het gesê ek wil iets gaan studeer, dan weet ek nog nie seker wat ek wil gaan studeer nie. So ek het 'n gap jaar gevat en gewerk by Diemersfontein as 'n kelnerin. So dit het ook daar alles gebeur wat ek 'n liefde vir wyn en vir mense ook ontwikkel het. En ja, dit is maar in 'n nutshell tot my lewe na skool. Okay. En dan wat is een van jou mooiste herinneringe van jou grootwordjare? Een van my mooiste herinneringe sal ek sê dat ek ouma liefde geken het. Ek weet, ouma is maar net iemand spesiaal in 'n mens se lewe. Sy bring maar net 'n ander warmte in 'n mens se lewe en ek dink sy was ook my number 1 supporter, my ma ook, maar sy het meer harder verbally vir my gecheer en gesê en sy het altyd gedink ek kan enigiets doen, enigiets aanpak en ek het ook later so gevoel want dis wat sy gedink het van my en in my ook nagelaat het. Sy is vandag ook nie nou meer saam met my nie. Maar ek sal daai memories altyd onthou en altyd onthou ook die waardes en die norme wat sy vir my geleer het.
Dit is ja, Stef, as ek moet terugdink, my ouma ook nou, ek is baie bevoorreg om nog my ouma by my te kan hê. En my ouma speel ook 'n groot rol in my lewe. Soos as enigiets gebeur, soos my ma's ook daar, my hart klop altyd eers na my ouma toe. Dis net 'n regtig 'n ander tipe liefde wat jou ouma vir jou het en hoe sy vir jou altyd net back. Soos byvoorbeeld altyd as ek na my ma toe gaan met 'n probleem, dan sê hulle, dan sê my ma nou altyd sê, ja, maar dit en dit en dit. Maar wat my ouma sê, sy het my back. Sy sê, my kind, ja, ek verstaan, jy sal beter voel. Maar ja, Stef, en dan as ek bietjie terug moet gaan na jou ouers toe, wat is die waardes wat hulle vir jou geleer het wat jy tot op vandag toe nog saam met jou dra? So my ouers het vir my geleer dat liefde vir jou deur enige iets kan dra. Vriendelikheid nie geld kos nie. En kindness is 'n gift wat jy self kan kies hoe jy dit en waar jy dit wil gebruik. En ja, dat jy altyd die mense rondom jou moet probeer ophelp. Ek dink die lewe vandag is soms dit is bitter moeilik, is regtig moeilike lewe, maar ek dink jy kan jou keuses wat jy maak, kan net jy doen vir jouself. Ja. Baie mense kan vir jou goed sê, baie mense kan vir jou raad gee, maar as jy jouself die keuse gaan maak om die stap te vat en om die regte keuse eintlik te maak. Dus almal weet wat die regte keuse is om aan Jesus se hand vas te hou altyd en in alles wat jy doen. So en daaruit gaan al die ander fruit of the spirit groei. En ja, dit is maar wat hulle vir my geleer het en ek probeer altyd dit ook toepas in my lewe. En het is moeilik om 'n ding te sê, maar jy moet dit ook kan doen en uitleef. En ek dink daar's wat die challenge soms vir 'n mens kom. Ja, Stef, dit is nie altyd maklik nie. So as jy as kleiner Stef nou vir jou deur die kamera moet kyk, wat dink jy sal sy sê oor die vrou wat nou hierso sit en die vrou wat jy vandag is? Sjoe. Ek dink nie my kleiner self sal enigsins eers dit vir haarself gedink het nie. Maar sy sal vir haarself sê, jy doen goed. En ek sien wat jy doen. En ek sien wat jy probeer doen. En ek dink jy of enig weet sy hoef net vir my te smile. En daai sal vir my genoeg wees. Want dit sal baie dinge vir my sê. Wat ek kan aanhou en nog saam en nog kan dra. Ja, Stefan, van my kant wil ek jou sê, sterk. Ek dink jou jonger self sal so trots wees op jou. En as ek dink, as ek by myself moet dink, as jy vir jouself deur jou jonger self moet kyk, ek dink jy het besef actually hoe sterk jy is en jy sien dit dalk nie nou nie, maar hoe jy gegroei het ook. En dan om dit net 'n bietjie ligter te maak, gaan ek jou vra, hoe het jy en Connell ontmoet? Waar het die liefde begin? Waar het julle liefde begin? Ja, dit is 'n bietjie iets lekker. Dis nou weer iets exciting nou weer om te gesels. Ja, ek dink almal ken vir Connell. Hy's net iemand wat 'n ander aura in 'n atmosfeer soos nou ook ewen kan bring net om te dink aan hom. En dis hoekom ek hom altyd saam met my dra. Ek sê hy is my strength. En die Here ook. Ek hou aan die Here se hand eerste vas en baie styf vas want hy kan is net hy wat my supernatural strength actually gee om dinge te doen. Ja. Maar ek en Connell ons twee ken mekaar al bitter lankal van laerskool af eintlik, maar ek was mos nou by Jugorus, hy was by Wellington Primêr, so ons het nou nie eintlik baie met mekaar uitgang of gesels. Hy altyd gewy want hy en my neef was goeie vriende gewees. Ons het geweet van mekaar, ons het saam na skool geloop, saam klas geloop. Ons het actually nog 'n foto saam waar ons voorgestel was, maar dit was nou net ons moes nou nie ons moes saam in die klas so vat 'n foto en
Hy het toe een keer vir my neef gesê, maar hy wil nou pizza hê. En ek kon ry, maar my neef kon nog nie ry nie. En ek en my neef was baie close gewees, en hulle was beste vriende. En my neef bel my en hy sê, maar of ek nie gou vir hulle vir pizza wil vat nie. Ek sê nee, dis als reg, ek sal vir julle vir pizza vat, maar ek weet mos nou, ek was baie gefokus op waar ek wil wees. Ek wil nie enige afleidings gehad het nie, en you have to work to get my attention. Dit is maar hoe ek was. Hard to get, as ek nou plain and simple wil sê. En ek vat toe vir hulle vir die pizza. Hy natuurlik, soos Connell is hy actually 'n skaam persoon. Ek ken hom mos nou maar nou persoonlik, so hy is actually skaam en niks praat hy dag en neef praat en alles goedjies. En hy ek het vir hulle toe gevat en gaan aflaai en hulle sê toe maar ek moet nou gou saam, ek kan ons nou saam pizza en ons nou geniet. En ek sê nee, maar ek moet nou nog gaan studeer en ek het goed wat ek nog moet doen, so ek het gedoen wat julle my gevra het en mos nou nie vir die pizza nie. Ja. En ek dink dit was bietjie vir my challenge gewees. En ons het later bietjie maar nou meer begin uithang en meer gepraat. Ek dink dit was seker 'n jaar en 'n half, 2 jaar om net mekaar beter te leer ken. Want ek het gesê soms kan liefde fireworks wees. Is vinnig en dit is verby. En dan kry mens daai by nog die butterflytjies en die goedjies, dit is 100% so, maar vir my is liefde, wie is jy as ek op my lowest is? Jo. Wie ga jy my nog steeds kies, ga jy nog steeds goed in my sien as ek 'n afdag het? Gaan ek vir jou uplift? En langs storie kort, ons het toe meer tyd met mekaar spandeer. En dit was een keer wat hy die kerk het gekom het, want Woensdag het ons nou kerk toe gegaan. En toe sê vir my, maar hy wou gou vir my vir 'n roomys vat, maar dit was nou baie nou laat gewees. En ons het toe, ek weet, by, is dit nou KFC, by Checkers? By Checkers, ja, nee, by Checkers. Wat ons nou actually ook bly. Maar het ook my moeilik daar gekry, want ek het gesê is laat en hoekom sal ons nou 'n yskriem gaan eet? Dis nou by die Checkers in Wellington. By Check, ja. Okay, ja. En langs die kort het hy nou toe vir my 'n hangertjie gegee. Ek het actually nou nog 'n hangertjie. Wat hy vir my gesê het, dit is sy hart. En hy weet ek is nou 'n bietjie hard-to-get en goedjies, maar hy het nou al lank dopgehou al en dit was maar nog altyd deel van sy hy love it first sight vir hom gewees, soos hy nou sê. Maar hy het sy hart vir my gesê, 'n hangertjie met 'n hart aangegee en het vir my gesê, dis my hart. Kyk mooi daarna, pas dit op. Want ek gaan vir jou met dit vertrou. So met daai romantiek woorde kon ek sê nee, ek wil nie die journey met jou nou gaan nie. So dit is waar ons twee se journey begin het met mekaar en ja, ek sal dit vir niks verruil tot op nou toe nie. En dan toe as ek nou 'n bietjie moet terug ook weer vat, toe jy was 'n dogter daai tyd. En hoe was jou ouers oor hom? Ek dink soos my pa gesê het, dat baie mense sê die manier na 'n ouer se hart toe of 'n man se hart toe is deur sy maag mos nou. Dis mos nou wat hulle gewoonlik sê, maar my pa het altyd gesê die pad na sy hart toe was deur sy kinders en hoe jy vir hulle treat en hoe jy vir hulle uplift, want jy moet vir hy het altyd gesê, jy moet die dogter wat jy vat, moet jy in 'n beter posisie los as wat jy vir haar gekry het by my. So hy het natuurlik sy antennes oopgehad, maar ek het nie daai tyd geweet kon ons speel rugby eintlik nie. So ek het nie vir hom vir die rugby speler wat hy was geken en
toegelaat in my hart, as ek dit nou so kan stel nie. Het was purely vir wie hy was as mens gewees. En ek het hom altyd gesê, ek het vir jou so ontmoet, en ek wil nie vir jou verander, jy moet nie verander nie, want dit is wat vir my na jou toe getrek het. En ek is so bevoorreg dat ek met hom net soveel ander mense gedeel het. Wat actually ook so mooi vir my was om te sien, die impak wat hy altyd op ander mense gehad het, en die positiviteit wat hy altyd in mense gebring het, en self in my, want soms staan jy op en dan dink jy, jette, ek moet nou nog dit doen, en jy het klomp worries in jou kop vir goed, en dan sit jy musiek aan, en ons gaan en ons dans, en ons get net die energy level waar het moet wees. So ja, ek is bly dat hy die spark nooit eintlik, even in ons huwelik, laat doodgaan het, as ek dit nou so kan stel. En dan, was daar 'n special manier, of hoe het hy vir jou uitgevra, voordat hy nou by die trougedeelte gekom het? Of het julle maar net aangegaan? Julle het maar net aangegaan? Nee, dit was maar nou toe hy nou sy hangertjie vir my moes gee met die hart, om nou te sê, en ja, toe kon ek moes maar nou nie sê vir dit nie. En dan, ek weet nie of ek nou kan aangaan met hoe ons toe verloof geraak het. Ja, verloof. So, ek het skool gehou in Riebeek Wes, by Meyering Primair School. Ek het 3 jaar daar skool gehou. Ek het graad 2, 1 jaar, en dan ander 2 jaar graad 3 gehou. En ek was baie op my goed moet reg wees, en jy moes nie moeilikheid nou by die hoof. Jy moes nou net klaar studeer, en is nou eers werk, so jy moes nou dit reg hê, en jy moes nou lank werk. En ek onthou nog die hoof oor die interkom, meneer Deelman, hy was baie kwaai gewees en streng. Maar dit was goed om ook so 'n leier te hê. En hy sê vir my, mevrou Kloete, ek soek in my kantoor nou asseblief. Ek is soos, okay. Ek stres, want ek dog was my systeem nie so goed nie reg, of wat het nou gebeur? Okay, ek stap maar nou toe. Okay, rustig af kantoor toe. En hier staan Konel toe by meneer binne in die kantoor. En ek is soos, okay, maar want ons sou Durban toe gegaan het na 'n troue toe in Durban. So ons sou mos nou dan die Vrydag gegaan het. So ek het nou by die skool mos nou gesê, ek sal nou die Vrydag nou gaan. En dan sê ek moet vir die naweek weg. Toe sê ek vir hom, Konel, ek moet werk, is donderdag. Ek het gesê, ons moet Vrydag, ons gaan môre, ons gaan nie nou gaan nie. Ek het werk om te doen. Ek kan nie nou net, want hoekom het nou so was, hy was altyd hier gewees, so dan was daar bietjie maar 'n lenient manier wat 'n mens maar dit hanteer het. Maar ek was altyd my skoolwerk, moet maar eers kom, en dit wat ek moet doen. Maar toe hy nou al reeds met meneer gepraat mos nou, en ek weet mos nou nie waaroor dit gaan nie, vir my is dit nou, hy kom al nou vir my, vanmôre, en hy het nou natuurlik vir my nou 'n afdag gevra by meneer, en ek wil mos nou nie dit hê nie. En langs die kort sê hy toe vir my, maar hy het my nou net bietjie kom surprise, hy het vir meneer gevra, hy wil gou vir my na 'n plekkie toe vat. Hy wil gewoon net vir my iets gaan wys. Okay, en ons ry, en soos ons ry, uit Riebeek Wes, kom ons nou hier verby Wellington, en hy sê vir my, maar okay, ek moet nou geheim wees vir dit. Hy wil nou my oë toemaak, hy wil nou blindfold. Okay, dis nou na 7 jaar wat ons nou uitgegaan het. En ek is toe game en alles, en jy weet nie wat, met Konel het jy nooit geweet wat nie. Hy sal jou blindfold, en dan gaan sit jy in Spur. Of hy sal vir jou blindfold, en jy is in 'n winkel, en klik, sy moet nou iets vat. So jy weet net nooit wat gebeur nou nie, maar go with the flow, okay, ons trust jou. En toe, toe het ek uitgeklim, en het was by Matliniek, het was 'n mooi venue gewees. Ek was nogal baie intentional met dit, met die vraag van my hand, en het was net mind-blowing gewees om te sien die detail wat hy ingesit het vir dit. Jy weet, mans doen nie altyd dit nie. En
Hy het my nogal uitgebou. Hy het my uitgebou want ek was altyd die een wat goed wil uitfigure en jy wil altyd maar weet wat gaan nou gebeur en Ja. wat gaan nou waar gaan jy nou weer opeindig. Maar ja, hy het my toe gevra om te trou, op sy knieë te gaan en daar het 'n nuwe season vir ons oopgegaan. Hy wil ook sommer na die verloving sommer weer getrou het so 4-3 maande. Toe sê ek maar ons moet 'n bietjie dit geniet ook nou eers. Dit kom ons nou nog. Maar dis maar as 'n mens verlief is dan is dit maar seker maar jy wil. Ja, dan gebeur sulke goed. So ja, dit is maar hoe ons toe verloof geraak het. Ja, so dit is so mooi en Stef, jy het nou 3 pragtige kindertjies ook. So ek gaan jou 'n bietjie nou terugvat na moederskap toe. Jy dra soveel titels, maar ek dink die belangrikste titel op die oomblik vir jou is nou ma wees. Watter rol speel jou kindertjies nou tans in jou lewe? Hugh, dit is vir my eintlik 'n diep vraag daai. Want dit is al wat ek nou op 'n oomblik kan wees vir hulle. Ek was vrou en mamma gewees. En daai was my wêreld, né? Lewe het 'n manier om 'n mens te syp in jou darkest moments, het ek besef. En ek het vir myself gesê, ons almal weet ek het 'n donker tyd in my lewe wat ek vir niemand sal voorwens hê in my lewe gehad. En ek het myself gesê dat die versorging wat ek altyd wou gee vir my kinders, sal ek tot die beste vir my vermoë doen. Al beteken dit ek moet met skaars 'n glimlag vir hulle leer. Al moet ek met skaars vir hulle joy leer. Al moet ek met skaars vir hulle leer, mens kan nog altyd lief hê. Al gaan jy deur die donkerste tyd van jou lewe. Want hulle is my why ook nou op die oomblik. Hulle is vir wie ek wil vir Cornel trots maak met die manier hoe ek vir hulle mamma is. Want dis al wat ek kan doen nou. Met die Here se genade, met die Here se hand. En ek weet ek het totally surrender tot die Here en vir hom gesê, gebruik my hoe jy my wil, waar jy my wil, op watter manier ook al jy my wil gebruik, om te wys dat daar nog lig is. En ek het hy lig gesoek in klein goedjies. En dis wat ek vir hulle wil leer. As hulle eendag groot is en hulle is in 'n donker tyd, soek lig. Want hy is al wat vir jou kan deurdra. Hy is al wat vir jou 'n why weer kan oopmaak en 'n why weer kan laat groei. Ek het iewers gelees dat die Here sorg vir die mossies, nee. So klein. Hoeveel te meer sal hy nie vir ons sorg nie. Ja. En ek dink die wêreld vandag is ons lewe in 'n snel veranderende wêreld, as 'n mens as die regte woord is wat 'n mens gebruik, en jy probeer net cope met alles altyd. Maar jy moet na jouself kyk, jy moet die Here eerste stel. Dis die eerste ding wat ek vir hulle wil leer en wil instel in hulle lewens. Seek first the kingdom of God and all other things will be added unto you. I can do all things through Christ who strengthens me. Dit is goed wat ek oor hulle lewe spreek en wat ek in hulle wil los. Want hulle sê soos jy dink, so gaan dit in jou hart sit en so gaan jy dit uitleef. En as hulle dit het, dink ek, sal hulle okay wees in die lewe. Ja. En die Here sal self hulle pad mooi vir hulle uitlê. Ja, Stef. En dan wat is iets wat jou kinders vir jou elke dag leer? Hulle leer vir my wat onvoorwaardelike liefde is. Om
te gee sonder enige iets terug te verwag. Te gee sonder enige iets terug te verwag. Om die special moments uit tyd, ek weet nie of ek vir jou gesê het, ek het nou een keer, ek is so besig soms, jy wil, van na Cornell het ek in 'n survivors mode gegaan van, jy wil alles afhandel, ek weet, hy wil nog dit gedoen het, hy wil dit gedoen het, en ek wil dit niet complete, want dan gaan ek op 'n manier heel voel, en ek het op 'n manier bietjie beter gevoel, maar ek dink ek sal ooit heel voel nie. Maar tyd is iets wat my kinders my ook baie geleer het van, dat dit kosbaar is, en dat jy dit op 'n wyse manier moet gebruik. Soms het jy, ja, jy het 'n familie, maar daar is die tyd, die intentional tyd wat jy vir die persoon of vir jou kinders gee nie. Ja, ek weet, die mens het te dryf en jy wil altyd sukses in die lewe behaal, maar hy klein special moments vergeet die mens soms. Ek het een keer moes ek gou by 'n vergadering vinnig wees en Naim dans toe sy goedjies op die TV en hy kyk vir my en hy smile en ek dink daai het vir my gesê, mamma, stop net gou. Stop net gou en kom sit gou net hier langs aan my. En ek het saam hom gedans. Ek was, weet jy wat, Cocomelon of iets was, wat hulle beentjies skop in handjies. En ek trek my skoene uit en ek gaan staan langs aan hom en ek skop my beentjies en my handjies en hy kyk so verwonder na my. Amper soos, kan jy dit ook, kan mama ook doen. En ons is soms so in die wêreld en dat jy, God wil jy ons moet soos 'n kindjie weer wees, soos 'n kindjie weer met sy promises wees. En die moments is vir my wat vir my bietjie gechange het as ek na my kinders kyk. En dan Stef het ook nou 3 pragtige kindertjies en hulle name, is daar dalk 'n betekenis agter hulle name? Malachi is Messenger of God. Ek en Conley het altyd as ons name gekies is, dat het ons gebid en ons gevra, Here, lei vir ons, want dit is ons kinders, hy het ons toevertrou met ons kinders, maar hy wil ook hê ons vir hulle groot maak volgens sy wil. So Malachi beteken Messenger of God en vir my het dit nou nog 'n dieper betekenis, Messenger of God who will bring light. Ja. En Naim beteken comforter. So dit vir my ook 'n ander dieper betekenis vir comforter. Om te weet dat daar 'n groter God is wat ons stories skryf. Soms wil ons eie stories skryf. Ek dink daar's 'n gedeelte in my lewe wat ek sou en wat ek 'n groot uitveer wil vat en dit wil uitvee. Maar dan sê die Here, dit is wat ek doen is wel gedaan. Maar ons as mens is bietjie moeilik soms vir ons om dit te verstaan, want hoe is dit wel gedaan as ek iemand het wat ek nou my feelings nou mee kan deel? Hoe is dit wel gedaan as Malachi op die rugbyveld is en hulle sê die papas moet join. Maar dan hou ek nog altyd vas aan wat die Here vir ons het. Sy promises is altyd daar om vir ons te lei, te guide. En ek moet sê dat het vir my 'n sterker vrou gemaak op baie maniere. En ek weet nie wat ek sal doen as ek die Here se woord gehad het waar ek op kan bou verder. En dan Stef, Kelsey se naam beteken mos eintlik brave, né? Ja, dit is korrek. Michaela, haar naam beteken brave, self-confident, strength. En ek dink sy was haar pappa se prinses gewees. En haar pappa was haar hero gewees. So, en ek sien baie van sy karaktereienskappe in haar, wat vir my nog nader aan hom laat voel. So, ek dink sy beeld haar naam mooi uit. En dit word eintlik met 'n K geskryf wat ons gesien het, maar Conley het so gedink het is 'n seun dat hy gevoel het ons moet net 'n C maak om net sy initial errands te hê.
Hy het ook gehou van gedruk en getik as my kinders en is, maar so ja, dit is maar waar Kelsey se naam vandaan kom. En dan Cornel se naam leef nog altyd voor vandag. Ons weet van die Cornel Hendriks Foundation. Stef, vertel ons bietjie meer van dit. So ja, Michaela, die Cornel Hendriks Foundation, hy het dit gestig in 2014. Ek dink almal weet, daar was 'n baie moeilike tyd wat ons deurgegaan het, wat hy nie rugby gespeel het nie. Het was reg 'n moeilike tyd gewees, nie net vir ons nie, maar ook vir ons eksterne familie, vir close friends gewees. En ek weet hy het een keer in 'n interview ook gesê dat hy hy kon in drank verval het en enige iets, want hy was so laag en hy het net gedink, life just hit me hard. Maar hy het 'n mind switch gedoen en ek dink 'n mens moet dit soms doen net om bietjie te navigate hoe jy gaan optree in situasies. En dit is waar die foundation deur gegroei het en dis hoekom daai nalatenskap so na in my hart is, hoekom ek in my donker tyd ook daar lig gevind het in die foundation in. En ek dink deur die foundation wys dit net vir jou nederigheid weer. Dit wys net vir jou om dankbaar weer te wees en om mense tot die beste van hulle vermoë te ontwikkel. En hoekom ek dit sê is ek het actually Moedersdag, dit moet ek seker ook noem, ek dink nie baie mense weet dit, die Moedersdag het Cornel almal genooi en hy het die oggend net vir my gesê, skat, ek het nou vir almal, ek het nou vir jou ma, ek het vir my ma, ek het vir die oom en ek het vir die tannie en ek het vir die jou ouma en jou ander ouma. Ek sê ook, maar het is Moedersdag, skat. Gaan ek moet kos maak of wat het jy nog gedink, wat gaan ons doen? Hy sê nee, julle gaan niks doen nie, ek gaan braai, ek braai vir almal. Ek sê wow, thank you very much. Is nou lekker want hy het gehou van klomp mense in die huis. En Moedersdag het almal huis toe gegaan, dit was baie lekker geweest. Al die vure was aan, het gebraai en dit was net gesellig want dit is wat hy wou gehad het, lekker huis vol mense. En ek sê toe vir hom, asseblief moenie vir my blomme koopie. As jy koopie ietsie anders nou weer asseblief vir my, want blomme is te duur. Ek het dit so gesien, want blomme was te duur en dit hou soms nou nie lankie. So in that regards het ek dit gesê, ek hou baie van blomme, maar soms moet ek ook 'n bietjie terg om out of the box te dink, you know, en hy is die vinnigste wat hy nou vir my nog gaan ons nou kry. En soos almal huis toe gegaan het, het hy vir elkeen 'n chocolate. Hy was intentional, elkeen moet 'n chocolate kry. Ek het glad nie geweet hy het chocolates gekoop vir Amelie, vir oumas, vir ma's, vir skoonma's. En die aand het hy myne gegee. My lint chocolate en 'n boek. En ek dink, okay, maar dit is nogal mooi out of the box gedink en ek sien op die boek staan, of nee, ek het nie gelees daai tyd wat op die boek gestaan het nie. En na die tyd, toe hy nou nie meer daar is nie, sê iets, maar ek moet gou iets in die kas gaan uithaal. En ek haal die boek uit met die foundation se t-shirt bo-op. En daar op die boek staan vir die eerste keer Feed My Tribe op. En ek maak dadelik 'n koneksie dat die foundation steeds sy legacy kan wees om sy tribe, die community en die mense wat hy so voor lief was, en ook ons as gesin en familie, daai almal is sy tribe gewees, om het te feed, en nie net met, en feed beteken nie met die kosie, met die liefde, met die omgee, met die glimlach, met die impact wat jy kan vir 'n klein seentjie weer kan maak. Ek dink ons het die Sevens tournament met die Cornel Hendriks Sevens tournament gehou, met die foundation, waar jy soveel geleenthede vir die kinders kan kry, is klein goeders en just feed my tribe and just let them also excel in where they are in life and to use their circumstances to reach their dream one day, want dit is impossible, hy self het vir ons dit gewys. So ek dink, dit is maar wat die foundation vir my nou beteken op die oomblik. So ja. Ek dink Cornel,
is op die oomblik baie bly en gelukkig oor die nalatenskap wat hy gelaat het en hoe jy dit elke dag nog dryf. Veral die Cornel Hendriks Foundation en hoe dit nog aangaan. En as ons nou 'n bietjie terug kan gaan na Cornel se rugbijare toe. Jy was 'n wag daai tyd. Die Ek het myself nie so gesien nie, asseblief. die wag soos hulle dit mos noem. Hoe was daai tydperk vir jou en hoe het jy dit hanteer? Ek weet dit is glad nie maklikie. Dit is nie maklikie. Mense sien mos net die fotootjies na die wedstryd, maar hoe was dit vir jou? Hoe het jy dit beleef? Ja, ek dink dit is nog al 'n baie interessante vraagie en dit is soos jy sê, mense sien altyd net wat op die veld aangaan, hoe hulle gespeel het en wat hulle nou verkeerd gedoen het of hoekom het hulle dit so gedoen nie. En as jy nog gewen het, is jy nou die wow, dan was dit nou great geweest as jy nie so goed gegaan het. So mentally moet jy vir jouself regtig sterk genoeg maak om dit te hanteer en ek en Cornel het besluit om ons verhouding en ons huwelik te protect om nie actually so baie op social media te wees nie, want dit kan soms ook 'n hele ander prentjie skep van wat dit actually in die werklikheid is. Ek dink ek het eendag vir jou ook gesê, mense kan op 'n foto smile, maar daar's baie dinge wat agter daai foto sit. Jy het dit miskien net nou maar oor die moment gedoen vir hoekom jy dit moet doen, maar binne in jou is jy so op 'n lae plek en ek dink dit is wat vir my en vir Cornel gesave het in daai bubble, soos coach Jake altyd gesê het, wat rugby spelers in lewe, want is tog 'n bubble, want in reality gaan jy nie goed verniet kry nie. In reality wil almal nie by jou wees en altyd net vir jou die rooi mat uitrol. Dit is, mens wil dit graag hê, maar in lewe is dit nie altyd so nie. So om humble te bly, dit het maar vir ons twee deurgedra deur alles. En ja, maar jy geniet ook die lekker tye. Dit is ook daar as hulle gewen het en jy kan die beker oplig. Ek dink hulle het een keer met die Currie Cup het hulle een keer gewen, maar toe's ek swanger, toe kan ek nou nie daar wees nie. So toe moes hy maar nou dit alleen oplig, maar dan gaan 'n mens mos nou na die tyd en dan het jy mos nou, so dis daai moments wat 'n mens soms in rugby ook opoffer. Ek weet met Malachi was ek ook swanger daai tyd gewees en hy kon nie altyd hier wees nie, so hy het elke naweek met Gio nog afgevlieg net om my tyd te spandeer en dit is moeilik want jy's alleen met die kinders hierdie kant en dan moet jy weer met almal weer daai kant toe trek en dan moet hulle weer hierdie kant toe trek. So vir die kinders was dit ook eintlik moeilik want hulle moes heeltyd aanpas in verskillende situasies. En toe ons hierdie kant toe trek, was ons actually ook bly want nou het hulle meer dan stability gehad. Maar ja, stability maar nou net op 'n ander manier as wat ek dit nou sou wou hê. Maar ja, so dit is maar die rugby lewe gewees. En ja, ek is trots op sy rugby carrière want as ek kan dink hoe hy met sy carrière ook geklim het en die moeilike deure wat in 'n mens se gesig, dit slaan toe in jou gesig sê En ek sommer. Ja, ek wil net vir jou gevra, hy het ook deur 'n moeilike tydperk gegaan wat hy glad nie mag rugby gespeel het nie. Hoe het jy en hy in daai tyd vir hom support? Hoe het dit julle verhouding beïnvloed? Ek dink dit het juis ook ek dink meer in tyd was dit ook die foundation wat vir jou as mens gered het, en vir jou as mens ander dinge laat sien en experience het. So hy het een keer ook genoem soos daar's 'n tyd in jou lewe wat jy voel unstoppable, want jy het nou alles bereik wat jy bereik het, jy het wat jy nou wil hê, maar jy kan nog steeds heel binne voel, ek weet nie of jy met dit kan connect nie. Maar ja, ek dink ons het maar net mekaar support, vir mekaar te bid.
en daar te wees vir mekaar en te verstaan dat papa nou moet of hy nou moet weg wees vanaand want hy moet nou dit doen. So daar's baie sacrifices wat agter al daai goed kom, maar jy sacrifices wanneer jy weet die doel agter alles, hoekom jy dit doen. So ja, dit was 'n moeilike tyd gewees vir ons toe, maar ek dink die foundation en met die ondersteuning en die liefde wat ons van almal rondom ons gekry het, wat vir ons gebid het, en ook van die krag wat die Here vir ons gegee het, kon ons daardeur werk. 'n laaste vraagie. Ek weet Cornel het nog vir 'n hele paar spanne gespeel. Wat was vir jou die gunsteling span? As jy nou 'n rugby span moet kies. Jy sit op die spot hier, nee, asseblief. As jy nou Maar as ek dit in konteks kan sit van vir my persoonlik as gesin, vir ons was dit die Bulle gewees, die Vodacom Blue Bulls gewees. Ek dink daar is wat ons, want ons het 7 jaar ook daar gebly, so dit het later maar ons huis geword. Dit is waar ons nuwe vriende ontmoet het. Dit is waar vriende familie geword het. En die Bulle het ook, is ook die span wat, of die Vodacom Blue Bulls, is ook die span wat vir ons weer die geleentheid gegee het vir hom om iets te doen wat hy die liefste was, buite familie en gesin en vriende en God. So daai was 'n baie spesiale tydperk vir my persoonlik en ek dink vir ons, vir my en vir hom saam en vir die kinders. So ja, dit is die span wat ek sal sê, ek sal kies as gevolg van gesin en familie. En as jy nou eendag, waar sien jy vir Malakai en Naim speel eendag as hulle nou die klein korneltjies? Nee, Malakai is uit en uit papa. Ek dink hy het met 'n, ek weet nie of hy met 'n bal uitgekom het nie, maar sy linkervoet is net met 'n rugbybal en hy wil net lang sokkies, toks aantrek en blaubil en boland klere. Ja, blaubil en boland klere. Want dis wat hy moes nou nog geken het en hoe hy maar vir papa moes nog gesien het, want hulle kyk op na mens en so ek weet nie, hy het definitief iewers 'n sport spinnekoppie wat vir hom gebyt het. En Naim, ek dink hy sal seker ook maar rugby speel, dit sal lekker wees. Ek sê dit sal nou weer 'n ander vorm vir my wees, want ek het gesê, Colin, jy het groot arms en jy is sterk en alles genoeg vir dit, maar as dit by jou kinders kom en dan mense hartjie maar nog 'n bietjie seer en 'n bietjie pap, maar vir hulle wat nog daardeur moet gaan, maar ek sê, ek en hy het altyd besluit dat waar ook al hulle gemaklik voel, hulle wil wees en wat 'n sport hulle wil doen, sal ons hulle ondersteun. Hulle moet net dit tot die beste van hulle vermoë doen en hard werk vir dit, sodat hulle results kan kry. Ja, en Stef, ons het hier mooi Cornel Hendriks wynokkie voor, ons gaan net vir ons bietjie vertel daaroor. So die CH14 wyn, dit is ook 'n miracle, is iets beyond myself. Wat ek nooit in my lewe gedink het sal gebeur nie, maar miracles do happen en ek kan net smile en vir Cornel sê, hy het nou 'n wyntjie gekry. Hy's baie oor 'n rooi wyntjie. 'n Rooiwyn, musiek en 'n vuurtjie en vriende en liefde. Daai is alles wat hierin gaan. So as jy dit drink, dan moet jy in daai spasie wees om dit te enjoy en sy presence te kry. Ons het agterop het ons so eintlik die storie agter die wyn was, so toe ons hierdie kant toe trek, het hy ook 'n bietjie verlief geraak op die Mersfontein, daar wat ek nog waitering gedoen het. Hy het van die Denise ontmoet. En hy het sommer, en vir die wat, ek sê nou Auntie Denise, sorry, sy sê ek moet Denise sê, maar uit respek het dat ek altyd maar sê, Tannie Denise, so vergewe vir my as sy het nou eendag gaan kyk. Maar ja, hy het toe vir Auntie Denise ontmoet en hy is toe in die wingerde met die mense, met die werkers, want dis maar net hoe Cornel is. Hy wil sien waarvan af het kom en hoe dit werk. Hy was baie geïnteresseerd in nuwe dinge.
ek bedoel, soms limit ons onsself met die endless possibilities wat die universe vir mense het. En ek glo, ek is 'n voorstander van wat in die universe sit. Die universe luister en dit gebeur soms so. So ja, hy het toe saam met hulle in die wingerd gegaan en die druiwe gepluk en gepars. Nou sê altyd maar hy het met die toon gepars. Hy's wat die proteïene en die goeders in is. Maar ja, en na hy toe nou nie meer met ons is, hy het jou antennes gaan net aan. Dit was nog in die proses, dit was iets wat hy wou doen, want ek het alles tot op nou toe gedoen om vir hom dankie te sê. Vir die persoon wat hy was, vir die pa wat hy was, vir die man wat hy was, vir die broer, vir die vriend, vir die teammate wat hy was. En ja, en seun wat hy was. Dit is alles wat ek wou doen om dankie te sê vir jou liefde en wat jy vir my nagelaat het. So ons die geld gehad om dit te begin nie. It was all just by the grace of God, want ons het net gesê CH14 en hoekom het CH14 is, ek weet nie of jy weet hoekom het CH14 is nie. Nee, weet nie. Ons het toe eerstens gesien dat die wyne nog in die barrel moes nou is wat hy moes nou nog gehelp pars het en gesê dit moet gebottelleer word en dit moet so gebottelleer word, stylish, because that was he. Ja. Ons gaan 'n wax dop vat en net mooi afrond. You do it or you just don't do it, het ons gesê. En ons het dit toe in die bottel gesit en labeling het ons op 14 gekom, want 14de Julie het hy sy eerste rugby debut gemaak by die Springbokke en hy het ook op daai dag sy hart vir die Here gegee. En op die 14de Desember het Malachi sy eerste seun was gebore. 14 April het ons getrou, so dit is toe ons ons gesin begin het. Ons was 14 jaar saam gewees, 7 jaar getroud en 7 jaar het ons uitgegaan. So ek dink daar was net baie messages wat hy vir my deur 14 wou gesê het. En as ek biblical kyk, is dit al wat ek sien van completion. Dit is complete. En 14 is net, en is perfection, en 14 is maar net my double perfection. Dis so ek die bottel sien, wat nou hier so staan. En ja, ons het nie geld gehad om het te doen nie, maar die wynmaker Lauren Halsman, Denise, Henry vir die Woolrich, Johan van die labels, almal het net ingespring en gesê, nee, vir Cornel, en there you have it, en daar het het so gebeur. En ek het gesê, ons gaan dit hier losie, want na die wyn dan moet ons die uitspesee, want dit was nog 'n ander groter droom wat hy gehad het. So ons wil hopelik die high performance center laat staan deur die wyn wat daar, so sy legacy kan nie net verdwyn nie. Want hy was maar 'n persoon wat trots gehad het op wat jy in glo. Ek dink almal glo nie altyd in wat jy vir jouself sien nie. En net jy self kan dit vir jouself laat gebeur as jy dit toelaat vir jouself. So ja, dit is maar rondom die wyn en die foundation en alles. Ja, Stef, dit is eintlik 'n mooi storie, veral agter die 14. Ek dink baie mense weet nie is daai nie. Maar Stef, as ons nou 'n bietjie weer dieper kan gaan. Die dag toe alles verander het. Daar was lewe voor dit en daar is lewe nou na dit. Soos jy nou hier sit, hoe onthou jy alles? Ek onthou dat alles wat ek geken het,
in stukke gebreek het, wat ek nie vir eens sou wou hê nie. Ek kon nou 'n man wat so vir my alles was, my beste vriend was, en die beste pa vir my kinders was, beste seun, broer, oom, teammate, vriend vir baie mense was, wat gemis is elke dag, deur klein besluite wat 'n mens soms moet doen, groot besluite wat soms voor jou staan, wat nie was toe hy hier was nie, maar hy jou toevertrou het, om tot die beste van jou vermoë te navigate op 'n manier. Ja, wat was, sal ek vir enige iets weer terug verruil, vir enige iets. Maar dan moet ek ook realisties wees en sê dat dit nie in die leeftyd kan gebeur nie. Ek dink ek het geleer ook tyd is iets wat nie stil staan nie. En ek is soms steeds stuck in die moment waar my lewe verander het. Stuck in die moment toe ek by die hospitaal moes uitstap, alleen, met die helfte van my wat nog agterbly. Maar as ek aan die memories dink, as ek aan die persoon wie hy was dink, dan dra het vir my deur. En hy was nie net 'n persoon wat in rugby succeed het, hy het in life ook succeed. En ek dink, hy sal wel sien dat almal rondom hom, al is jy 'n vriend, al is jy 'n broer, al is jy 'n teammate, hy sal wel sien dat jy steeds moet succeed. En dis wat jy vir jouself moet sê en vir jouself moet laat dryf om vir hom gelukkig te maak. Ek sê die Here se tyd is die ons tyd altyd nie. In die begin het ek gevoel die Here te vroeg sy storie laat eindig. Maar as ek dink aan sy testimonie wat hy vir ons agtergelaat het, dan kan die Here se tyd enige tyd wees wanneer jy jou doel en jou testimonie wat jy op aarde vir hom moes doen, completed, wel gedaan is. Maar ja, jy moet maar sterk bly deur alles. En jouself optel in geloof. En die pad stap en nie Jesus se voete langs jou ooit miskykie. Jo, Stef, dit is baie diep en dis weer 'n touchy vraag wat ek vir jou gaan vra. Watse drome het hy gehad vir julle as gesin? Met Konel was enige mooi droom 'n droom vir ons. Enige droom wat beter as homself ewen sal wees. Wat groter as homself ewen sal wees. Daai is die drome wat hy vir ons sal wil hê eendag. En ja, hy was net larger than life en 'n man wat sy alles sal gee
om te sien dat jy happy is. Alhoewel het baie harde werk van hom af sou verwag het, sou hy net die beste en die impossible vir jou wil hê. Mense say impossible, but if you don't dream, if your dream doesn't scare you, it's not big enough. Dis wat hy altyd gesê het. En ek dink 'n mens, dit sê eintlik baie. Hy was 'n persoon wat altyd die next persoon wou beter sien. Hy het altyd gesien die mooi en die beter in 'n ander persoon, al sien hy dit nooit self, eers vir homself nie. So ek dink sy drome was dat Kelsey eendag 'n man soos haar pa sal kry. Alhoewel hy as guardian angel met haar sal wees as sy die dag haar man kry. En ek dink hy wil hê Malachi en Nahum moet die Here vir hulle kinders eendag wees. Wat hy vir hulle was. En ek dink hy sal genoeg vir hulle wees. Ja. En dan Steve, wat het jou geloof, of hoe het jou geloof, sorry. En dan Steve, watter rol het jou geloof in hierdie tydperk van jou lewe gespeel? Ek dink as dit nie vir my geloof was nie, sou ek nie vandag hier kon sit het nie. Kan uit en uit hier gesit het nie. Ek weet die Here het 'n groter doel met alles. Ek sit wel hier, maar daar's wel iemand wat dalk dit moet hoor. Daar's dalk iemand wat deur so selfde ervaring gegaan het. En die ding wat ek altyd vir myself sê en wat ek altyd vir Conal hoor ook sê is, en die Here hoor sê is, just show up even though you're broken also inside, because someone else needs to hear that. They need to find hope. They need to know that I will never leave you, I will never forsake you. They need to know that God is close to the brokenhearted. They need to know that grace and mercy will follow you all the days of your life. En dit is maar affirmations wat ek vir myself oor en oor sê, totdat dit deel van my raak. Dat ek hy hoop weer kan het. Elke dag. Ek sê, ek het met my die tyd wat ek deur is, was daar tye wat ek nie eers weet hoe môre lyk nie. Maar jy vat dit dag vir dag. Jy vat dit sekonde vir sekonde, minuut vir minuut, uur vir uur. Ja. En dan sien jy die klein goedjies wat jy voor dankbaar kan wees in jou lewe. En dankbaarheid het vir my ook tot op hier toe gelei. En ja, die Here se hand wat ek maar vasgehou het in tot op nou toe. Want daar is iets anders wat vir my daai strength kan gee nie. En dan Steve, wat is jou why? Michaela, as ek 'n klein stukkie vir jou gou net kan lees as intro. Ek kon net altyd, ek was baie 'n persoon, jy kan vir my die simpelste ding gee en ek gaan daai appreciate. Ja, is lekker om iets te kry wat ook nice is, maar dit sê vir my jy het intention agter wat jy doen. En die CD is nou uit die argiewe uitgehaal, nie? So, ons het altyd vir mekaar goedjies geskryf, wat vir jou kan motivate.
wat powerful is en wat jy saam jou kan dra. Waar ook al jy kan gaan en waar jy dit kan dra is net in jou hart, wat niemand anders by kan kom nie. So dit is iets wat ek het gaan soek vir antwoorde, intentional. So dit is iets wat hy nog vir my met sy eie hand geskryf het in ons fotoalbumboekie. The most powerful and purest form of love is found in relationship with God. So my why is om die Here altyd deel te maak van al my planne, vir die Here toe te laat om vir my by plekke te gebruik wat ek nog nie eers weet waartoe ek gaan nie, vir my beskikbaar te stel om sy wil vir my lewe op die manier te shift waar en hoe hy dit wil hê, en ek dink dit alles sal ek deur liefde doen. En met dit sê ek eintlik baie in wat ook al areas hy vir my wil gebruik, sal ek dit tot die beste van my vermoë doen, en om my kinders eendag steeds hulle pa se legacy te laat voortleef. Ek sê hy is nie meer hier nie, maar sy liefde bly nog oor vir ons. Ek dink liefde kan alles oorwin. Die dood sal dit nie eens van my kan wegvat nie, want wat ons gehad het was so pure gewees, hoekom het op die Here gebou was. So ek wil die legacy steeds binne in my kinders los, binne in hulle harte los, sodat hulle al die integriteit, al die dissipline, al die opofferings wat daar gemaak gewees het om vir hulle 'n beter lewe en 'n beter toekoms op te bou. Dit is die why, en om altyd die Here aan hulle kant te hê en groot te droom. Want soms limite mense onsself as gevolg van jy glo nie genoeg in jouself nie. Ek het een keer op ek weet nie of dit op 'n podcast of iets was nie, wat hulle 'n toets gedoen het van 'n toets gedoen het van 2 groepe mense. So die een groep het die persoon met 'n koutjie 'n lyn getrek op die mense se gesigte. Maar die ander groep, en hulle het geweet hulle gaan nou hier lyn kry, en die ander groep het niks lyn gehad of skaar gehad nie. En hulle het vir hulle almal in een kamer gestuur en laat hulle nou 'n bietjie mingle met mekaar gesels en alles, en hulle het toe teruggegaan en vir die mense gevra, maar hoe was die experience gewees om tussen ander mense te wees? En die mense wat niks op hulle gesig gehad het, het obviously gemaklik en met confident gepraat, wat die skaar gehad het, bietjie teruggetrokke gevoel het, en hulle het bietjie embarrassed gevoel, en hulle het bietjie gedink hulle is nou bietjie benede die wat nou nie het nie. En op die ou einde het hulle vir hulle gesê, maar eintlik voor julle uitgegaan het ons die skaar weer afgevee. So julle het actually ook een gehad toe julle in die room was saam met die ander mense. En ek dink is daai mindset wat ons soms moet maak in ons sekere omstandighede. Want soms loop ons met die mindset van ek is nie genoeg nie, dit gaan nie vir my gebeur nie, dit kan nie vir my gebeur nie. Maar net jy self kan hy switch maak om die Here deel te maak weer eens van jou planne en te kies dat dit gaan vir my wees. Never mind wat is my history, never mind wat mense van my sê, never mind wat mense van my verwag ook, want soms wil 'n mens so baie goed doen, maar nie vir jouself nie, om dit van ander mense af te kry. En dit is my why, om te kies wat vir my goed is, wat vir my sal laat wys dat change ook goed kan wees as gevolg van liefde wat steeds agterbly. En die liefde
steeds te embrace. Want liefde van God af is wat vir my ook tot hier gebring het. En die liefde wat ek en Cornel vir mekaar gehad het, ek kan dit nog altyd share en ek sal dit nog altyd share met al die mense. So, dat is my why actually. Weet jy wat te veel is nie, maar Nee, dis Maar- net reg, Stef. maar dat is die why vir my. To break barriers, to not limit yourself sometimes, and to not always believe what others say about you. Because God has a purpose and a plan for all of us. En as jy in alignment met die Here bly, dan sal hy vir jou op die pad lei wat hy wil hê jy moet gaan. En dit is Ja. gewoonlik in ongemaklike omstandighede wat ek nou al tot nou toe gesien het. Maar daag op en luister. Jo, Stef, en ons gaan nou begin afsluit. My heel laaste vraag aan jou is, as jy nog 5 minute of 'n laaste gesprek met Cornel kon hê, wat sê jy vir hom sê? Ek sal vir hom sê, I just want last dance with you. En hy sal weet wat dit beteken. Ek mis jou, maar ek sal ons kinders tot die beste van my vermoë groot maak. Dankie vir die lesse wat jy vir my geleer het in die lewe. Want dit is wat vir my nou sterk maak, dit is wat vir my nou deurdra deur my donkerste tye. Ek hoop jy sal kan sê jy is trots op my. Wat ek probeer doen, is soms dinge buite myself, om drome wat ons gehad het steeds te laat voortleef. En ek sal altyd lief wees vir jou, as daar altyd 'n plek in my hart wees vir jou. Want jy is die enigste persoon wat die diepste kamers van my hart te ken en my nog steeds gekies het. Ek weet, ons het altyd gesê forever. En ek is bly dat ek deel van jou forever kan gewees. Dankie vir die man, die pa wat jy was. En is nog steeds. Vir Kelsey, die seun, die oom, die vriend. Die sacrifices wat jy gemaak het. En as ek nog net een keer kan sê ek is lief vir jou, sou het dalk 'n bietjie beter gevoel het. Maar ek hoop jy kan sien deur wat ek doen, ek my liefde vir jou wil wys. Want ek glo en ons altyd geglo dat liefde is nie wat jy sê nie, maar wat jy doen. Jy hoef niks te sê nie. Only speak through your actions. And well done. And toast on a great life with you that I will change for nothing and no one. Dankie dat jy die alfa van ons huis was. En die king vir ons was as gesin. En ja, ek hoop jy is trots op jou wyn op wat jy voor my nou staan. Ja, and I will always try to live well. No one's perfect, maar ek sal probeer om goed te lewe, soos jy sou wou hê. Ja. Jo, baie, baie dankie, Stef. Wat 'n ongelooflike storie. Stef, as niemand dit nog vir jou 'n lang tyd gesê het, well done. Jy doen goed. Ek dink jou kinders kyk verskriklik op na jou. En dankie dat jy elke dag opstaan vir hulle en sterk is vir hulle. Jo, Baie dankie.
Ik vind het een tranendal, maar ook eens een love movie. Waar je genoeg tissues moet eten, maar... Ja, dank je dat ik mijn hart ook maar kon deel. Ik het geweten, het gaat niet makkelijk wees, he. Maar toen jij vir my uitnooi en vra, is die eerste ding, ik was so excited vir jou. Want het vir my gesê het, jou waai ook op 'n manier gekry. En ek het dadelik ja gesê, sonder eens om te dink, okay, waar moet ek wees of hoe laat of gaan dit met my skedule bots of... Maar ja, so dankie vir die geleentheid ook en vir die tyd dat ek my storie kon deel op die beste manier moontlik nou vir my, ja. Baie dankie Stef dat jy hier is. Dis my groot voorreg om vir jou te hê. Jy's 'n sterk vrou. So daai het julle dit. Sy het haar eie storie, haar eie geloofsreis en haar eie why. Tot ons weer ontmoet hier op The Why Podcast. Ek is Michaela True.